Goeiemôre op hierdie 15de Oktober, woensdagoggend. En welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Goed. Kom ons kyk wat vandag in die wêreld aangaan. Kom ons kyk hoe die dinge begin te loop. Né? Hier is 'n klomp goed weer. Ja, nie so baie soos maandag nie, maar hier is daar 'n klomp belangrike nuus. Anton, wat sê jy? Goeiemôre. Hierdie wapentjie lyk maar mooi op die blou. Miskien lyk dit vir julle swart, maar is eintlik donkerblou hierso wat ek nou aan het vanoggend. Hoe gaan dit met die mense? Kom ons kyk wie kom nog op vanoggend. Drink ons 'n koffietjie saam, rustig, ontspan. Niks jaag ons nie. Ons word nie meer gejaag nie. Wat sal ek sê van al hierdie dinge? Ons word nie meer gejaag nie. Ons jaag self. Daar is hy. Dankie. Lekker dag vir jou ook, man. Kom ons gee nog so 'n sekonde kans voordat ek wegval. Na aanleiding van die Nobelprys-sage wil Pakistan en sekere ander lande nou hê dat Donald Trump die Nobelprys moet kry in 2026. So hulle push regtig dat hy die Nobelprys moet kry. Miskien moet hulle maar vir die ou die Nobelprys gee. Het jy my e-mail, Anton? En dan stuur ek jou die details. As jy my e-mail het, dan stuur ek gou vir jou die details. Dis baie maklik. Goeiemôre Lenet, goeiemôre Mariaan. Dis baie maklik om te bestel. Jy betaal net die geld in my rekening met jou naam. Dis R150 elk. Nee, maar natuurlik soek ek adresdetails en jy betaal self vir die aflewering. Nee. Sekere plekke is so wyd uit, dit kos R150 net om 'n koevert by jou uit te kry, as jy in die Kaap is, byvoorbeeld. So, as jy een wil hê, dan moet jy maar net self die afleweringskostes betaal. So dit is nie net, dat ek het gou kyk of ek kan comment op hierdie ding. Ek weet nie of ek kan comment nie, dat ek het gou kyk, of ek self kan comment. Wat is hierdie? Hou gou aan. Goeiemôre Debbie. En daar is Q&A, dis nie dit nie. Hierso. Ok, ek gaan nou hierso die e-mail intik. Jee, slim. Daar is hy. Daar het ek nou die e-mail geplaas. Dan kan ek jou ook die bankrekeningnommer daar so gee as jy nie Capitec se bankrekeningnommer het nie. Ek wil verkieslik die besigheidsnommer gee, dat ons kan behoorlik oorskakel van 'n persoonlike rekening na 'n besigheidsrekening wat Sahara aanbetref en wat se naam aanbetref, die Federale Alliansie. Dan net sê, as jy van Pudo gebruik maak, as die aflewering minder as R100, dat ek dit hier so neerskryf, ek weet nie wat Pudo is nie, maar ek skryf dit hier so neer. Goed, so, nou het ons wegbeweeg van die nuus af na dit, maar in elk geval, dit is goed so. Ou Trumpie het maandag, Peri, goeiemôre, wat sê jy? Trumpie het maandag in Israel aangekom. Hy het die Knesset regeringsvergadering van Israel bygewoon en daar het hy 'n klompie aanmerkings gemaak. Een van die sprekers by die vergadering het hom nou beskryf as die nuwe Kores wat Israel kom bevry het. Ek weet nie hoe hierdie mense sulke aannames kan maak nie, jy weet. Kores, dit is nou Cyrus in die Bybel. Kores het Israel
van ballingskap vrygemaak. Nee. Donald Trump het met sy insette gehelp. Is reg, Lenet. Wat se naam? Trump het met sy insette gehelp dat die oorlog in Gaza gestop word. Dit is nie die redding van Israel uit ballingskap of sulke goed nie. Nou noem hulle hom Cyrus the Great, en is baie interessant dat 'n man het in 2016, ek waar het ek sy naam nou neergeskryf? Yesterday, waar het ek nou sy naam neergeskryf? Maar het is baie interessant dat hierdie ou in 2016 gesê het dat Donald Trump nog as Cyrus gaan bekend staan. Cyrus the Great, Kores die Grote. Dit is vir my absoluut absurd dat hulle hom dit kan noem. Dit is totaal en al absurd. Hy het niks gedoen nie. Hy het nie vir Israel gered nie. Hy het nie vir Israel uit ballingskap uitgehaal nie. Niks sulke goed nie. En die mense val vir hierdie stupid redenasies. En dit kom van groot politikuste af in Israel. Dit wys net hoe hierdie mense ingekonkel is, as ek so kan woord, ingevleg is, ingeweef is met die satanistiese mindset. Dit is totaal en alles satanistiese mindset. Jy sien, die duiwel haat die Bybel met 'n passie. En die rede hoekom hy die Bybel haat, is omdat sy einde daarin beskryf word. En alles wat in die Bybel gesê word en plaasgevind het, is die waarheid. So hy weet sy einde is die waarheid. So hy haat die Bybel. So hy sal alles in sy vermoë doen om homself bo die Bybel te verhewe en homself uit te maak as hierdie groot redder, wat hy nie is nie. Hy is 'n leienaar, 'n bedrieger en 'n moordenaar. En dit is duidelik in die manier hoe die elite in die wêreld aangaan. Hulle is moordenaars. Hulle gee nie om vir menselewens nie. As hulle net 'n profijt kan maak, is hulle absoluut fantasties bly. En dit kan ons sien met Bill Gates. RFK, was dit RFK? Ja, RFK Jr. het uitgekom en gesê dat Bill Gates en die Wêreldgesondheidsorganisasie is net 'n gepoleerde welsynsbediening. Hulle maak net geld, welwillendheid, maar hulle maak net geld. Ja, ons sal hierdie vir julle doen. Jy weet, maar sit net vir ons 'n fabriek op in julle land en ons maak miljoene uit julle land uit, maar ons sal vir julle 'n paar miljoen gee in die begin. Dis totaal en al diefstal op groot skaal. Dis wat hierdie ouens doen. Ons sien dit in ons eie regering. Is net diefstal en diefstal. Maar nou is daar 'n hele vrot sak aartappels en appels en whatever jy dit wil noem, wat besig is om oopgevlek te word met hierdie Madlanga sirkus. Ons sien dit gebeur in Suid-Afrika. So Trump het nou by hierdie vergadering het hy 'n goue duif gekry as 'n prys. Dink die ding is seker van egte goud gemaak of oorgeblaaste goud of wat ook al. Het hy 'n goue duif vir vrede gekry van Netanyahu. En hy het die Knesset regering gevra om vir Netanyahu onskuldig te bevind op al die aanklagte wat hulle teen hom het. Sekere van die oppositiepartyleiers het vir Trump probeer sleg sê in die vergadering. Daar is gou van hulle ontslae geraak. So, al hierdie goed vind lekker plaas daar in die buiteland. Trump het ook die Egiptiese top vredesmedalje ding gekry, die orde van die Nyl, die het hy ook gekry. En nou is daar natuurlik mense wat sê, kyk, hoe kry Satan nou 'n prys, 'n duif wat veronderstel is om die Heilige Gees te verteenwoordig, en die Nyl wat die vrugbaarheid van die rivier en al daai goed verteenwoordig. En kyk, hoe die duiwel hierdie goed vir homself steel. Kom ek sê nou vir julle, hierdie goed is uitgewerk voor die tyd. Hierdie goed is uitgewerk voor die tyd. Dis net hoe dit is. Die bedriegery en die goed, is so diep. Ons verstaan nie die vlak van die bedrog nie. Ons het nie 'n cooking clue hoe diep hierdie bedrog gaan nie. Inteendeel, daar sal 'n tyd moet kom waar ons byvoorbeeld masjiene sal moet hê by lughawens. Pieter, goeiemôre. Waar ons masjiene sal moet hê by lughawens wat wanneer iemand deur hierdie ding loop, dat hy 'n X-ray beeld van die persoon, ten minste sy kop gee, om te kyk of hierdie ou nie 'n masker aan het nie. Ons moet baie versigtig wees. Jy het nou al Tom Cruise se flieks gesien, daai maskers is reël.
daai maskers is 'n waarheid. Hulle lieg en bedrieg die mensdom aanhoudend en aan mekaar nou al vir baie jare. Die bedrog lê baie diep. Baie diep. So, Hamas het die eerste 20, of ten minste die 20 lewendige gijslaers vrygelaat, en daar sê ou Pieter, hoe lyk dit daar in Windhoek? Ek het seker so 4 of 5 dae laas met my seun gepraat. En, waar was ek? Toe Pieter my in die rede val. Ja, die gijslaers wat vrygelaat is, maar daar is gijslaers wat afgesterf het, waarvoor hulle ook nou wag. En Trump sê Hamas beter hierdie ouens opgee, of hierdie lyke ten minste opgee, of daar gaan moeilikheid wees. Nou ek vra nou die vraag, hoe lyk hierdie lyke nou na, wat sit nou 2 jaar, plus minus? Gee maar die lyke op, asof het iets beteken. Maar julle sien, daar is emosie aan albei kante van die draad, as emosie. Baie emosie betrokke. 'n Palestyn wat gevange geneem is deur Israel, kom so, hoe laat? So hoeveel jaar nadat hy gevangene geneem is, het hy nou in Palestina aangekom, of in Gaza aangekom. Daar sê Pieter, het hy in Gaza aangekom, en net om uit te vind dat sy 2 of 3 kinders is dood. Israeliese weermag het hulle vermoor. En dan sê die mense in die Knesset, daar was nie genocide nie. Hulle lieg, man. Ons weet daar was massa volksmoord gepleeg daar, op die Palestyne. En is die Palestyne nie, hulle is eintlik Arabiere. Er bestaan nie iets soos 'n Palestyn nie. Hulle is Arabiere. Maar die Bybel praat van Gaza, dat Gaza in 'n pynhoop sal verander, of die Bybelse naam daarvoor in elk geval, Tyre, T-Y-R-A is Gaza. En Gaza is in 'n pynhoop verander. So daardie profetiese woord in die skrif is bewaarheid. So nou ja. Goed, kom ons kyk 'n bietjie na ander nuus. Ek is eintlik al so moeg vir Trompie en die Boksombende. Moeg vir daai deel van die gespuis. Hulle is eintlik almal net flippend gespuis. Madagaskar se president het nou uiteindelik gevlug uit die land uit. Dit is wat hulle doen. Hulle bestuur 'n land tot in die afgrond in, dan het hulle gedoen wat hulle wêreldbase vir hulle gesê het, dan vlug hulle. Want hulle het geld, hulle het blyplek, hulle het alles, en raai wie het hom gehelp om te vlug uit Madagaskar uit? Macron. Die Franse het hom gehelp met 'n private jet, you name it. En Madagaskar se president is uit die land uit. Deals gedoen. Die deal is gedoen. Nou is daardie eiland in chaos. Die militêr het nou daar oorgeneem om gemoedere te kalmeer, om 'n nuwe regering daar te stel en dies meer. Dis presies wat hulle wil doen. In al hierdie lande wil hulle regerings omverwerp en hulle eie puppets insit. Kom ons kyk of hierdie regering die wil gaan doen van Amerika of van Frankryk, hierdie komende regering. Argentinië se president Milei is in Amerika. Hy probeer 'n deal doen met ou Trompie vir 20 biljoen US bail-out vir Argentinië. Hierdie mense praat in geldelike terme wat ek nog kan jy al dink in miljoene. Wat van biljoene? Wat van om te kan dink in triljoene? Ek onthou in die laat 90er jare, toe dink ons nog in honderds, en toe begin ons te dink in duisende. 10 jaar later, dink ons in 10.000, 100.000. Nou is daar baie mense wat al reeds begin dink in miljoene, maar wat daarvan om te dink in biljoene en in triljoene? Dis 'n ander ketel daai. Dis 'n ander koppie daai. Ander gedagte. Wou in Engels gesê het, a different kettle of fish. Sien julle hoe dink ek? Dink Engels praat Afrikaans. Maar in elk geval, hierdie ouens is so besig met goed, nee. Kom ons kyk gou 'n bietjie hierso.
FSA verteenwoordiger Anna Luna sê uiteindelik gaan Rusland, hulle het al in 1990 gesê, hulle het 'n 350 bladsy dokument oor die sluipmoord op JFK en hulle gaan nou eindelik na baie jare hierdie dokument aan die Amerikaanse publiek bekendstel. 350 bladsye dokument wat Rusland opgetrek het oor die JFK-moord. Ek wonder wat se lekker goed gaan daar uitkom. Wat se leuns, wat se bedrog, wat se skelmstreke. Dit sal teen een daarin wees. Kom ons kyk gou, drink 'n bietjie koffie. Mario Sixtus, 'n Duitslandse TV-filmmaker. Sy visa is nou geweier na Amerika toe, omdat hy grappe gemaak het oor Charlie Kirk se moord. En Donald Trump het die Medal of Freedom vir Charlie Kirk se vrou gegee. Wat is die woord in Afrikaans, is so mooi, posthumous of soeits, wat ek het neergeskryf het. In elk geval, postuum, is 'n mooi Afrikaanse woord, dit klink soos postuum. So, medalje vir vrede het Donald Trump vir Charlie Kirk se vrou gegee, postuum, op sy 32ste verjaarsdag, soeits. Daar is nou soveel conspiracy theories oor Charlie Kirk, is net nie waar nie. Is hy dood, is hy nie dood nie. Die koel het nie deurgegaan nie, daar was soveel mense betrokke by die moord. Inteendeel, my persoonlike opinie, ja, die Google woordeboek sê postuum. Wat ek nou gesê het, ja, daar is soveel goed oor hierdie ding, dat ek persoonlik dink, Charlie Kirk is vermoor. Dis my persoonlike opinie. Ek sê nie dis reg nie, ek sê nie dis verkeerd nie, ek sê nie dis wêreldnuus nie, dit is my opinie. Charlie Kirk is vermoor. In elk geval, waar was ek nou gewees? Hierdie is belangrik, mense. Hierdie GMO kosse wat ons kry en wat ons eet. Julle moet die etikette op die kos wat julle koop, moet julle bietjie, veral as jy graankosse koop. Jy weet, of so tipe iets. Moet julle gaan agterkyk wat sê die etikette op die kos. Want hulle het nou hulle GMO sertifikate of etikette verander na biofortified. Dit klink mos meer medies. En wat sal dit in Afrikaans wees? Bioversterk. As jy kos koop en jy lees agter op die etiket biofortified, dan kan jy maar weet daar's gif in daai voedsel. Daai kos is nie op normale maniere gemaak nie, dis gif. So ek sê dit net uit as 'n waarskuwing daarso. Wanneer hulle iets koop, veral as jy iets nuuts koop wat jy nie gewoond aan is nie, kyk na die etiket. Of dit nou botter is, you name it, kyk. As jy biofortified sien, moet dit nie koop nie. Die FSA het nou 42 mense gedeporteer in Ghana toe. Is dit 42 onwettige immigrante of is dit 42 misdadigers? Die berig het nie gesê nie. Ook in die FSA, die musikant D'Angelo, hy is dood op die ouderdom van 51. Ewe skielik is hy dood. Ons wonder hoekom. Nee. Oor daar sien ek jou se naam wat in 2016 gesê het dat Trump nog as Cyrus gaan bekend staan, of Kores, Lance Wallman. In 2016 het hy dit gesê. Paus Leo, die paus, spoor kardinale en biskoppe aan in Amerika om teen Donald Trump se deportasiewette te staan. Hierdie paus sê dit is onmenslik en al hierdie tipe van goed. Hierdie paus lewe met sy kop in 'n linkse pophol iewers. Dit sê ek vir julle. Ek glo hy's 'n pedofiel. Hulle almal was. En hy's totaal en al links. En hulle skryf massa-immigrasie voor. Hulle doen dit. Hulle wil die wit ras. En ek is nie 'n rassistiese persoon nie. Maar hulle wil die wit Kaukasiese mense uitwis. Dis hulle plan.
sodat moslimisme, Mohammedanisme die wêreld kan oorheers. En dan sal die paus nog steeds in beheer bly. Verstaan waarmee hierdie mense besig is. Hulle is nie daar vir jou nie. Mense, hulle is nie daar vir jou nie. Jy kan islamitiese mense hê, wat goeie mense is, wat dalk jou vriende is. Nee, maar aan die einde van die dag, as sy imam vir hom sê, Allah het gesê, jy moet oorneem, maar gaan hy jou goed vat, of probeer vat, jou probeer domineer, jou probeer oorheels, en sy korrupte Koran en wette in jou keel afdruk. Hoor wat ek vir julle sê? Ja, as ek kyk waar ons met koffie met brood begin het, meer as 5 jaar gelede, die goed wat toe in die nuus was, en goed wat nou in die nuus is, dit is net skrikwekkend. Dit is net skrikwekkend, man. Het verbaas my nie in Suid-Afrika nie, maandag was die hele SA regering omtrent van lyn af gewees. Hulle is altyd van lyn af. Daai houtkoppe het nie 'n koek en klou nie. 3 van ons Oryx helikopters is terug van die Kongo af, 2 moet lugvervoer word hierdie kant toe. So hulle werk nie, hulle kan nie vlieg nie, en hulle kan teen die eens reggemaak word nie. So die helikoptertjies is nou terug in Suid-Afrika, behalwe daai 2. Die regering het 'n 15 biljoen rand begroting goedgekeur vir die bou van 'n kernreaktor of 'n nuwe kernreaktor by Pelindaba. Hoekom sal hulle dit doen? Hoekom sal hulle dit doen? 51 biljoen kernreaktor. Wanneer dit groen energie moet wees. Daai geld wat dan maar plakkertjie gaan kry in Europa is vir daai kernreaktor. Ek dog dan is groen energie. Verstaan julle die leuns? Is net leuns, aanhoudend en aan mekaar, net leuns. Die regering is weer besig om te kyk na ons vuurwapenwet, die vuurwapenwet wat ons as Suid-Afrikaners nie voorgestem het nie. Hulle is weer besig om daarna te kyk en wil graag verandering bring en jou ontwapen, seker te maak dat jy nie meer kan operate nie, of 'n vuurwapen mag hê nie, of vuurwapen lisensies moeilik bekommer. Andrew, goeiemôre, wat sê jy? So hulle kyk na dit. Terwyl ons besig is met ons normale dagtake, jou daaglikse werk en al hierdie goed, nee, is hierdie flippin korrupte pappetjie bokant ons besig om die lewe vir ons al hoe moeiliker en al hoe moeiliker en al hoe moeiliker te maak. Dis okay, Andrew. Julle sal agterkom, ek maak omtrent nie meer daai grappie van jy's laat vir môre of oormôre nie. Dis nou 'n bietjie afgesaag. Is dit nie? Miskien moet ek uitkom met 'n ander dad joke. Druk net volgende keer die groen knoppie of so iets. 400 miljoen rand belastinggeld het in 10 jaar verdwyn in die Springs Daggafontein boubedryf. Bou, whatever hulle wou bou. Hulle wou huise bou in Springs. 400 miljoen rand daarvoor begroot, daai 400 miljoen rand is weg. Ek noem hierdie klompie stukkies nuus vir julle, dat julle kan sien waar Suid-Afrika is. Universiteit van Kaapstad, die Shuttleworth beurs is vir blacks only. Blacks only. Universiteit van Kaapstad, daar is nie veronderstel om swartes in die Kaap te wees nie. Het was nooit hulle grondgebied gewees nie, hulle was nooit daar gewees, hulle was altyd aan die ander kant die visrivier gewees, in die kei. Maar nou, Universiteit van Kaapstad, totaal en alle liberale universiteit, ons gaan hierdie plekke skoonmaak, mense, wanneer die tyd kom. En ek sê nou vir julle nie, enige pastore wat ons op en neer wanneer die tyd kom, om hierdie goed skoongemaak, ons gaan hulle uithaal, klaar. Ons gaan nie meer dat die korruptheid, die goeie stop nie, ons gaan nie. Kyk hier so aan Carolina, sy boervrou vir die tweede keer in 2 maande aangeval, en sy is met kookwater in haar gesig gegooi. Dis Suid-Afrika. Dink jy, het gaan nie na jou toe kom nie? 'n boervrou. Ek wil nie julle moet in vrees lewe nie, maar ek wil hê julle moet verstaan, dat daar moet 'n punt kom, waar ons sê, genoeg is genoeg, en ons wil verandering bring, en diegene wat nog nie aangesluit het by die federale alliansie nie, dat julle dit doen.
Want hierdie goed gaan net meer raak, al hoe meer. Die diewe in Suid-Afrika, Andrew steel nou al van die begrafplaas af. Hulle dra hierdie white picket fence tipe goed, dra hulle weg en dis meer. Granietblokke. Mens kan nie meer hierdie goed opmaak nie, man. Hulle is so korrup in Suid-Afrika, dat hulle gee nie meer om nie. Ons moet verstaan waar ons is nou in Suid-Afrika. Hulle gee nie meer om nie. Hulle gee eenvoudig nie meer om nie. Nie vir jou nie, nie vir lewe nie, nie vir jou goed nie, niks nie. So as jy voel jy lewe in vrede, lewe jy in 'n bubbel. 'n Bubbel wat jy vir jouself gemaak het, wat eenvoudig net 'n leuen is. Selfs in die verkeer in Limpopo, massiewe busongeluk, 42 dood. Hulle was van die Oos-Kaap op pad na Zimbabwe en Malawi toe. Ek wonder of hierdie ouens wettig was in Suid-Afrika in die eerste plek. Want hulle is op pad Zimbabwe toe en Malawi toe. 42 dood. Op, ek weet nie wat was die R-route, was dan ook weer 'n massiewe karongeluk. Oor klomp swart is ook weer dood. Jan, wat sê jy? Goeiemôre. Die 26-jarige vrou wat 'n ooggetuie was in die saak teen hy pastoor Sikuba, wat ek nou die dag genoem het. Sy was 'n ooggetuie, hierdie vroumens. Swart vrou. Sy is doodgeskiet terwyl sy in 'n taxi inklim. Dis soveel lewens werd is in Suid-Afrika. Dat iemand sal uitgaan en hierdie ooggetuie in 'n saak teen 'n pastoor, nee, hulle sal haar gaan doodskiet. So wat sê dit vir jou van daai kerkmense? Daai swart kerk, wat sê dit vir jou? 'n 20-jarige gearresteer in die tronk. Hy het sy neef vermoor vir R10. Ek gee vir julle hierdie nuusberigte sodat julle kan verstaan dat lewe het geen betekenis in Suid-Afrika meer nie. Geen betekenis nie. Hy sal jou doodmaak vir 'n appel en 'n ei. Hy worry nie. Die korruptheid van bo het dwars deur die massas deurgesypel. Dwars deur die massas. Ek het nog 'n ander berig hierso neergeskryf, is nie Suid-Afrika nie, dis in Taiwan. Hulle het 'n T-dome, omdat Israel hulle Iron Dome het en Donald Trump met sy Golden Dome. Nou het Japan 'n T-dome, seker Taiwan Dome, waar hulle sensors, radar en missiele gebruik om 'n land te beskerm. Taiwan moet dit doen want China is op hulle voorstoep en hulle is besig om daar te klop en hulle wil graag die land oorneem. Dit is waaroor dit gaan. Dit is waaroor dit gaan. En Hillary in die VSA, sy sê indien sosiale media se inhoud nie beheer word nie, gaan hulle wat die elite is, algehele kontrole of beheer verloor. Jy sien, dit kom uit hulle mond uit. Hulle sê dit vir jou openlik. Hulle sê vir jou openlik, ons moet WhatsApp beheer, ons moet Facebook beheer, ons moet Instagram beheer, TikTok beheer, X beheer, ons die elite moet al hierdie goed beheer, net in geval iemand die waarheid praat oor ons. Net in geval iemand iets noem oor ons bedrog. En wanneer jy so iets hoor in die buiteland, moenie dink dit stop daar nie. Dit kom na ons grense toe. Dit kom na jou toe, na jou huis toe, na jou distrik. Dit hou nie net ewe skielik op nie. Wat het ek nog hierso? Duitsland, ja, ek sal altyd nuus gee oor Duitsland. Duitsland se gasreserwes is net 76% vol. Dit is baie laer as in ander winters. Jy sien, Duitsland gaan voel, hulle gaan die linkse regering se die uitwerking van hulle wette en goed gaan hulle begin voel op hulle bas. En dit is hoekom die AfD so mooi groei. Wanneer die AfD kom by 30%, nee, gaan hulle nie meer geïgnoreer kan word nie. Van dit gepraat, Steinmeier, die president van Duitsland, is genooi om die 3 Desember vir koning Charles te gaan besoek in Engeland
Dis die eerste staatsbesoek van Duitsland na Engeland toe in 27 jaar. Ons wonder hoekom. Maar nou ja. Goed. Dit is ons nuus. Daar is natuurlik ander korrupte nuus in Suid-Afrika. Korrupte polisie, korrupte regering, korrupte dit, korrupte dat. En ons ander politieke leiers, sogenaamde politieke leiers van ander groepe wat politiek speel en ons besig hou. Maar die wat 'n oor het om te hoor, sal hoor. Die wat 'n oog het om te sien, sal sien. Nee, dis hoe dit werk. In elk geval, julle moet 'n fantastiese dag hê. By die 15de Woensdag. Ons is vryburgers, man. Ons is boere-Afrikaners. Ons weet wat ek van dit wou gesê het, nee. Ek weet nie of julle op Bakkiesblad gesien het nie, Bakkiesblad weer gesien het nie, hoe Let's Pretorius weer probeer om boere te definieer. Hierdie ou man moet flippen net voetsak. Hy moet net voetsak. Want sy stories en twakpratery en sy sogenaamde boeke bring net skering onder die boermense in. En ons kan nie by mekaar uitkom nie, om hierdie waard deur die drif te trek nie. So as jy 'n volgeling is van Let's Pretorius, laat jou kop lees. Skud jou kop so. Jy's 'n spesiale tipe stupid. Alraai? Koos, goeiemôre. Jy's 'n spesiale tipe stupid as jy Let's Pretorius volg. Ek wil eendag, Andrew, groetnis Andrew, wil ek hierdie ouens se DNA toets en kyk waarvandaan kom hulle. Om hulle bekke vir eens en vir altyd stil te maak. Maar in elk geval, in ander nuus, middel November is vir ons belangrik. Ek noem dit net daar buite. Middel November se kant, dalk vroeër, is vir ons belangrik en ek sal julle op hoogte hou. Goed, kom ons begin weer. Ons is vryburgers, ons is boere, ons is boere-Afrikaners, ons is Afrikaners, Engelsmanne, Portugese, Ire, Skotte, you name it. Mense wat hierdie land opgebou het. Ons weet wie ons is. Maar ons is eers vryburgers. En saam met God maak eendag mag, daar is nie 'n ander manier nie. Dis hy, alles seën vir julle, nee, alles wat mooi is.